ons Generosity Fonds. Nou, as jy nie weet wat dit is nie, dit is ons as gemeente, saam met ons Noordgemeente in Bloemfontein, sê ons, Here, bo en behalwe ons 10de, sit ons 'n bedrag op sy wat 100% gaan na die bediening in die stad toe. Dis nie 'n fonds wat enigstens te doen het met wat ons hier doen nie, maar dis 'n fonds waarin ons belê om te sien dat U heerlikheid in ons stad kom. En so die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie terugvoer gee en vir jou net wys wat hierdie jaar reeds gebeur het en ook waarmee die Here besig is en waarvoor ons hom vertrou vir die toekoms, so spesifiek vir volgende jaar. En vanoggend wil ek graag so vinnig net 'n paar van ons projekte met jou deel, spesifiek ons uitreiksprojekte. So julle kan sommer vir my daai slide opsit wat net gou wys wat is, hier is hy wragtig agter my, laat ek net so staan. So net gou vinnig ons busbediening en Kenny Lee gaan met ons kom deel, so jy kan so lank vorentoe kom en hier by my kom sit, gee vir haar so lank 'n lekker hande klap. Ons busbediening, in ons tweede oggenddiens het ons 'n bus wat elke Sondag inry van die Brandwag omgewing af. In ons aanddienste het ons 3 busse, vol slinkie busse, wat van ons universiteit af ry elke Sondag met om en by 300 studente op 'n Sondag, waarvoor ons die Here kan loof. Ek onthou ons eerste Sondag toe ons nou besluit het, vol geloof, Here, die studente kom nie na COVID na ons toe nie, so ons moet hulle gaan haal, en ons kry 'n bus in geloof, ons het nie geld nie, al wat ons het is geloof, en ons stuur die bus om die kinders te gaan haal, en daar's 6 kinders wat opklim, waarvan 2 leiers is. En na daai Sondag, toe kyk ons so die Dinsdag by ons vergaderings vir mekaar en sê, het ons die Here verkeerd gehoor? Of wat gaan aan? En die Here sê net in daai oomblik vir ons, bly my vertrou. Bly my vertrou. En seker vir 'n jaar lank het ons busbedieninge op en af, en dan is dit 20 kinders en 30, en verlede jaar, lyk my, die heerlikheid losgebreek. En ons sit dan nou amptelik met omtrent 300 studente wat op 'n Sondag hiernatoe kom, waarvoor ons die Here loof en prys. En dis nou kinders wat nie vervoer het om hier te kom nie. Daar's nou nog 'n gros ander wat kom met hulle eie vervoer. So dis regtig iets waarvoor ons die Here kan eer. Nou ek het vir Kenny Lee gevra uit ons tweede oggenddiens om so vinnig met ons te deel net wat die busbediening vir haar en haar familie beteken het. So baie welkom Kenny Lee. Dankie Eugene. Goeiemôre almal. So bediening is genuinely waar dit alles vir my begin het. In die verlede het ek altyd kerk toe alleen gekom. Net ek. En dit is waar my spiritual walk begin het. So toe gebeur iets wonderlik en die Gees het begin werk. Nie net in my nie, maar in my hele gesin. Een vir een het my gesin kerk toe gekom, my then boyfriend, now husband, en my kinders, alles deur die bediening van God, want hy het ons heeltemal as 'n familie verander. My man en ek is selfs getroud in hierdie kerk, 3 maande terug, prys die Here. En dit is beslis 'n getuienis van wat God kan doen, wanneer jy jou aan hom oorgee. God het vir ons as 'n gesin verander. Vandag dien ons saam as 'n gesin op die bus. Ons kinders is mal daaroor om kerk toe te kom. En busbediening is so 'n blessing. Die bus maak dit moontlik vir mense om na die huis toe van die Here te kom. Die help wat dalk 'n ander manier het om kerk by te woon, om sy liefde en teenwoordigheid te ervaar. Dit is meer as net vervoer vir ons familie. Ons sien dit as 'n plek van verbinding, liefde en diens. Dit gaan daaroor om as wessels vir ons Here en Verlosser gebruik te word. En sy liefde om aan ander te toon, wat dalk nie net een busride na hulle wat dalk net daai een busride na hulle deurbraak nodig het. So as jy vandag hier is en jy voel judged en minderwaardig, wil ek vir jou sê welkom. Ek was ook daar.
Glo gerus, die Gees van God sien jou. Nie net raak nie, maar hy is lief vir jou. En hy is gereed om in jou lewe te werk, net soos hy in my familie en in my gewerk het. Ek sluit af met hierdie kragtige vers uit Johannes 3:16 en 17. Van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat om hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld deur hom te red. Ons is regtig niks sonder Jesus nie. Dankie. Baie dankie, Kennelie. En ons waardeer julle bediening verskriklik baie op die bus, hoor, en dit is so spesiaal vir ons. Dankie, jy's welkom om jou sitplek te neem. Een van ons ander projekte waarmee ons ook dan so wat 2 jaar al lank besig is, julle sou onthou dat so 2 jaar gelede ons uit Doxadeo Bloemfontein nog 'n gemeente geplant het daar aan die ander kant van die Drakensberge in die plek van Durban. En ons het vanoggend so 'n stukkie terugvoer van Lauren wat ons kampuspastoor is daar, net om bietjie terugvoer te gee wat al in die laaste 2 jaar gebeur het in ons planting, en ons as gemeente is steeds besig om finansiëel 'n bydrae daar te maak. En kyk gou hier na wat die Here mee besig is in Durban. Hi everybody, it's Lorraine here, all the way from Durban. 2 years ago, myself and Gerda had the privilege of planting Doxadeo Durban. And we have seen God's hands so powerfully move within the city and in people's lives. And it's all because of your generosity. Thank you so much for that. Over the past 2 years, we've seen 5 new life groups stand up, lives transforming. We are so thankful, especially for this year with all the outreaches from Bloomside, for our ladies event, for our kids worship, for our Supersize Sunday, which was our highest attendance since the plant. We broke the 130 barrier, which we are so excited about. And then some new news for this upcoming year is that we are getting a new venue. So God has opened up a door after lots and lots of prayers and lots of knocking in the city, trusting God for a new space. Doxadeo Durban is moving into a new venue, and we're so excited about what God's doing in the future, looking forward to seeing how this city will change because of your generosity. Thank you once again, and God bless you. Nou, daar's nog van ons ander projekte wat ek nie nou spesifiek gaan deurgaan nie, maar een van hulle of 2 uitreikprosesse is ons uitreik na Lesotho toe, en ons uitreik eenmaal 'n jaar in die nasie van Zimbabwe. Daar's ook 'n ander opwindende ding wat ek met julle gou net wil deel, en dis ons Untold Stories proses, waar ons 'n klomp van die kerkleiers eenmaal 'n kwartaal bymekaar kry, en ons doel is om te kuier en om verhouding te bou met ander gemeenteleiers, en die Here is vir ons so goed. Ons het seker so 2 weke terug het ons 'n byeenkoms gehad waar ons al hierdie klein groepies van predikante bymekaar kry in die middel van die stad by die nuwe iClicks gebou daar bo op die dek, en ons is om en by 60 predikante wat so bymekaar gekom het van verskillende denominasies en van verskillende dele van ons stad, en ek wil vir julle sê, dit wat die Here besig is om daar te doen, is merkwaardig. Dis nie net, kom ons leer by mekaar, of kom ons kyk wat doen die ander nie, dis regtig iets van 'n geseënde broederskap wat ontstaan tussen die predikante van ons stad, en as jy wil bid daarvoor, wil ek jou uitnooi. Ek glo altyd, die Here werk waar daar eenheid is, né? Sy goedheid en guns volg waar daar eenheid is, en ons vertrou die Here nog vir baie dinge om in Bloem te gebeur.